En nou kan jy maar weer gaan lees in die Bybel. Dis nie net Petrus se verhaal wat vir ons dit leer nie. Jesus werk met 'n klomp disippels, hy het 'n kerngroep van 12, hy het 'n ander groep van 72, en dan het hy massas waarmee hy werk. En op 'n dag is hierdie 72 disippels, volgelinge van hom, is hulle by mekaar en hy sê vir hulle, okay ouens, ek wil hê julle moet uitgaan en julle moet die mense se deure gaan klop. En as julle, ek sien julle weet waarheen gaan ek. Ek het vir elkeen van julle 10 adresse, net hier rondom, waar ek vanaand wil jy aan die deure moet gaan klop. Julle staar my aan asof ek lieg. Hy stuur hulle uit, gaan klop in daai deure. Gaan klop in daai deure. En as jy by daai ouens kom en hulle maak die deur oop, vertel vir hulle, God se koninkryk of koningskap het nou naby gekom, ouens. En as jy daarmee klaar is, dan bied jy vir hulle God se vrede of God se heelmaking aan. Heelmaking of vrede is 'n woord shalom wat beteken voller, heler lewe. Onthou julle waarvoor Christus gekom het, dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Bied dit vir hulle aan. En maak die siekes gesond. So het julle die opdrag. Julle gaan klop in die deure. Pieter gaan vir julle die adresse gee. Jy gaan klop in die deure. Jy gaan vir die ouens sê, God se koninkryk het naby gekom. Dis nou possible vir jou. Jy gaan vir hom die heelmaking wat in Jesus moontlik is aanbied, of hom vra, wil jy dit hê? As hy wil, dan laat bid jy hom daarvoor. En as jy klaar is daarmee, as daar iemand wat siek is, gaan hulle die hande oplê en vir hulle bid dat hulle genees word. Julle reg daarvoor? Julle sit versteen. Maar dis 'n beeld wat met daai klomp disippels ook gebeur het. Ek wil hulle hoor wat Jesus sê en ek wil alles in hulle diens op. Kan nie wees nie. Hy moet dit mos doen, nie ons nie. Maar hulle doen dit anyway, hulle gaan doen dit. En nou kom hulle terug en dan gee die Bybel vir ons die verslag van wat hulle kom sê. Hulle sê, Here, hulle is opgewonde. Hulle het dit gaan doen. Hulle het hulle vrese oorkom deur aktief op hom te vertrou. En hulle kom terug en is opgewonde. Hulle sê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U naam. Hulle wou nie gaan nie. Toe hulle aktief op die Here vertrou, toe beleef hulle die Here se werking in hulle en deur hulle. Omdat hulle hom aktief vertrou het.